Nou, soos ons reeds weet, die teks vir die week is 1 Samuel hoofstuk 8. Ek gaan die hoofstuk lees, en dan 'n paar opmerkings daaroor. Voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Here, ons is hier, omdat ons 'n behoefte het, en ook nugter weet, dat ons hier moet wees om te hoor, wat sê u vir die gemeente, en wat sê u vir u kerk, en wat sê u vir elkeen van ons persoonlik, in die tyd waarin ons lewe, en in ons eie omstandighede ook. Ons is hier omdat ons 'n behoefte het, Here, om u woord te hoor, as 'n riglyn vir ons lewens. Ook om te weet, hoe moet ons kyk, na die tye en die omstandighede waarin ons lewe. En ook om te kan bid en vra, Here, gee asseblief vir ons rigting, gee vir ons leiding, help ons asseblief, om te bly leef ook as u mense, u kinders, die mense wat aan u behoort, mense wat tot u eer wil lewe. Daarom vra ons nou, Here, dat u ons ook sal help om mooi te hoor uit hierdie ou testamentiese teks wat u vir ons wil sê. Amen. Nou, vriende, by 1 Samuel 8 gaan dit nou oor Israel, die leiers van Israel in hierdie hoofstuk wat nou by Samuel kom en dan by Samuel kom aandring oor 'n koning. Toe Samuel oud geword het, het hy sy seuns as leiers aangestel. Die oudste se naam was Joel en die naam van die tweede was Abia. Hulle was leiers in Bersiba. Maar Samuel se seuns was nie soos hy nie. Hulle het hulle verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Al die leiers van Israel het bymekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, u het oud geword, u kinders is nie soos u nie, stel nou liewer 'n koning oor ons aan om oor ons te regeer soos dit by al die nasies is. Maar vir Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het, gee ons tog 'n koning om oor ons te regeer. Samuel het tot die Here gebid en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaak wat hulle met my gedoen het, sedert ek hulle uit Egipte laat trek het, tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die reg van die koning is wat hulle sal regeer. Samuel het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk wat van hom 'n koning gevra het. Hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seuns sal hy vat en party by sy wa en perderuiters aanstel, party om voor sy wa uit te hardloop, party sal hy aanstel as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leer, party om sy lande te ploeg en sy oes in te samel en party om sy kruigstuig en uitrusting vir sy strydwagens te maak. Julle dogters sal hy vat om vir hom salf te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en aan sy amptenare gee. Van julle saaigrond en wingerde se opbrengs sal hy 1/10 vat en aan sy paleispersoneel en sy amptenare gee. Julle beste slawe, slavinne en jong manne en julle donkies sal hy vat en vir sy werk gebruik. En van julle kleinvee sal hy 1/10 vat en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep van wie julle koning vir wie julle verkies het. Maar dan sal die Here julle nie antwoord nie. Mense sou verwag dat die leiers van Israel op hierdie punt sou sê, vir Samuel sou sê, o nee, wag, ekskuus, ons het nou nie mooi gedink nie, laat ons nou net eers weer 'n bietjie mooi dink, maar vers 19 sê, maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê, nee,
Daar moet tog maar 'n koning oor ons wees. Ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorloë voer. Samuel het na die woorde van die volk geluister en dit vir die Here vertel. Toe sê die Here vir Samuel, gee toe aan hulle versoek. Stel 'n koning oor hulle aan. Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan julle nou almal huis toe. En dan, liewe vriende, ons is by die derde Lydenssondag vandag. Daarom net die eerste paar verse van Lukas 23. Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê, ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keiser belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning is. Pilatus vra hom toe, is jy die koning van die Jode? Hy antwoord hom, dit is soos u sê. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde in die skare, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hulle het sterker aangedring en gesê, die hele Joodse land deur stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom. Liewe vriende, in die reeks waarmee ons nou besig is, was dit reeds duidelik, ek gaan net vinnig probeer saamvat, dat van die begin af God bedoel het, God het wou, God het gesien het, vanuit sy skepping, vanuit sy skeppingsgenade, vanuit sy verwelkomende aard, dat hy 'n samelewing wil bou en 'n samelewing wil hê, waarin daar reg en geregtigheid geskied. Dat hy 'n samelewing wil hê, waarin mense kan leef en laat leef. 'n samelewing waarin daar nie onderkruipery, onderdrukking, afpersery, slawerny ensovoorts is nie, maar 'n samelewing waarin mense tot hulle reg kan kom en waarin mense dan ook so kan lewe. En dit maak God vas in 'n verbond. Hy maak dit vas in die verbond met Noag en die verbond word elke keer in die geskiedenis hernu. Elke keer kom God as dit ware terug na sy mense toe, herbevestig weer sy verbond met hulle, net om te sê, ek het gekies om vir julle God te wees, ek het gekies om by my woord en by my beloftes vir julle te bly, en ek sal dit doen. En dan doen die Here dit end uit, tot by Christus, en sy Gees wat binne in ons woon, en is hy daarmee besig, tot by sy nuwe hemel en sy nuwe aarde. Die riglyne wat hy gee in Deuteronomium byvoorbeeld, ons het by Deuteronomium net so vinnig geraak, is dan ook riglyne wat presies dit uitspel. Rondom die elke 7de jaar wat 'n vryheidsjaar moes word, elke 50ste of 49ste, 50ste jaar wat 'n jaar moes word waarin alle skuld afgeskrywe word, waarin mense wat as slawe verpand is weer vrygespreek sou word, hersteljare waarin mense weer die reg kon kry, die geleentheid kon kry om hulle self te vind, om weer as dit ware van niets af te begin, om nie vir die res van hulle lewens met hulle en hulle nageslagte in slawerny, in armoede ensovoorts te bly sit nie. 'n samelewing waarin God met openheid, met dankbaarheid gedien, geëer kan word, en 'n samelewing waarin God ook met vrymoedigheid en met vreugde met sy mense en met sy skepping kan lewe. Die fokus in 1 Samuel 8 is God se teleurstelling, dink ek, dat sy volk teen hom kies vir 'n aardse koning. Die opmerking in vers 8 aan Samuel, hulle het nou met jou gemaak wat hulle aan my gedoen het, en let nou op, sedert ek hulle uit Egipte laat trek het tot nou toe. Met ander woorde, oor al die lang jare was dit vir Israel, die volk van Israel, 'n gesukkel om gehoorsaam aan die Here te bly en gehoorsaam aan die Here te lewe. Die gevolg hiervan is rampspoedig.
Kyk, 'n mens het mos nou volle simpatie met die leiers van Israel. As hulle nou na Samuel toe kom en hulle sê vir Samuel, hoorie, dit kan nie so nie. Dit kan nie so werk nie. Hierdie kinders van jou, wat jy nou aangestel het as leiers, weet jy, hulle verryk hulle self ten koste van ander. Hulle is nie skaam om omkoopgeskenke aan te neem nie, en hulle verdraai die reg om wie te pas? Om hulle self te pas. Hulle is besig om 'n samelewing te ondergrawe. Daarom is dit opmerklik om raak te lees, al die leiers van Israel het na Samuel toe gekom. Dit was 'n ernstige saak. Almal het besef, almal het geweet, dit kan nie so aangaan nie, op hierdie manier stuur ons op 'n ramp af. Sal ons nou nie weet waarheen dit nou alles lei nie. Ek dink die kritiese punt in die hoofstuk is die tweede deel van vers 5, waar die volk antwoord en sê, stel liewer 'n koning oor ons aan, om oor ons te regeer. Het is opmerklik dat in Deuteronomium 17 van vers 14 af en verder, daar riglyne gegee word reeds, dis nou lank voor die beloofde land, voor Israel in die beloofde land gewoon het. Riglyne gegee word vir 'n koning, en hoe 'n koning moet optree, en hoe 'n koning moet leef, en hoe 'n koning moet regeer. Maar hier gaan dit daaroor dat hier nou 'n koning gekies word op 'n punt en op 'n stadium wat God dit nie so wou hê nie. As ek reg kyk, op 'n stadium toe die volk Israel nie daarvoor ryp of reg was nie. Op die oog af lyk dit mos nou, as 'n mens nou na die leiers van Israel luister, asof dit nou die mees logiese ding is om te doen. Ons is in die moeilikheid, die leiers wat ons het, gaan ons nie help nie, waar ons nou sit, stuur ons op 'n ramp af, ons moet 'n plan maak, nou wat is die vinnigste en die beste plan om uit hierdie ding nou uit te kom? Gee vir ons 'n koning. En dan sê hulle, soos die nasies rondom ons, so waarskynlik het hulle na die koningskappe van die nasies rondom hulle gekyk, en gesien of gedink, wie, dit is nou nogal goed terug. Dit kan nou nogal goed werk as ons ook iemand kan hê wat vir ons so as 'n koning kan leef en as 'n koning kan optree. Verantwoordelikheid vir ons kan neem. Ons oorloë vir ons kan veg. Die dinge kan doen wat ons nie kan doen en kan bykom nie. Die slegte is dat die leiers van Israel totaal vergeet het dat God se besig wees met hulle van die begin af was juis daarop gemik dat hulle anders as die volkere rondom hulle sal wees. Waarom? Sodat die volkere rondom Israel ook tot die besef sou kom, ook sou agterkom, ook sou weet op die lang duur, die gode wat ons aanbid help ons nie regtig nie, maar die regte God, die ewige God, is in Israel teenwoordig. As mens na die Ou Testament gaan lees, daar's pragtige voorbeelde hiervan. Pragtige voorbeelde van mense uit ander nasies, wat gehoor het van die God van Israel, en wat na die God van Israel toe gegaan het, en deur die God van Israel geraak is, en op die ou einde pragtige, ongelooflike resultate gehad het vir die koninkryk, en vir die getuienis rondom God. Nee, ons wil ook 'n koning hê soos die nasies rondom ons, skoon vergeet, dat ons eintlik 'n nasie moet wees, wat totaal nie soos die volkere rondom ons is nie. Dat ons getuienis, dat ons belangstelling, dat ons liefde by 'n ander God lê, wat op 'n ander manier met ons besig is, op 'n ander manier vir ons dien, en vir ons liefhet, en vir ons seën. Het is opmerklik, dat die Israeliete, as hulle 'n koning vra, miskyk, dat hulle in God 'n koning het, maar eintlik ook baie meer as 'n koning. Hulle het in God 'n Vader, wat vir hulle versorg, en vir hulle liefhet, en vir hulle seën. Hulle het in God 'n trooster, hulle het in God 'n leier, hulle het in God 'n omgee liefdevolle God, wat weet, wat verstaan, en wat sy seën gee. Alles skoon vergeet, want ons wil ook, soos die nasies rondom ons, 'n koning hê. Ek sê, liewe gemeente, dis die kritiese punt.
Want as 'n volk, byvoorbeeld Israel, as 'n kerk, as 'n gemeente, as gelowiges, as ons nie in 'n lewende verhouding met ons Here Jesus Christus lewe nie, dan maak jy jou keuses op die kritieke punte, maak jy jou keuses uit die emosie van die oomblik. En nie as gevolg van 'n lang lewe met die lewende God nie. En soos ons in hierdie geskiedenis dan sien, hierdie soort van keuses met rampspoedige gevolge. Dis wat Samuel vir hulle sê, hy spel dit vir hulle uit. Samuel sê vir hulle, die koning wat julle vra en die koning wat julle wil hê, gaan nie hierdie wonderlike, positiewe toekoms vir julle bring wat julle verwag en wat julle dink hy vir julle gaan gee nie. Julle koning gaan eise aan julle stel, hy gaan julle opeis. Vers 17. Julle sal self sy slawe wees. Dis 'n ontsaglike waarskuwing. Want dit beteken dat julle binne in die beloofde land, binne in hierdie land wat God vir julle beloof het en gegee het, hier waar julle veronderstel is om te leef vanuit die liefde en die genade van die Here, waar julle weer julle volksidentiteit, julle vryheid teruggekry het, waar julle weer van niets af as dit ware kan begin leef, dat julle hierso presies terug is in Egipte, of soos wat dit in Egipte was. Slawe, hierdie keer vir julle koning. Ons moet, dink ek, vir 'n oomblik, liewe gemeente, net ook gaan kyk na 1 Konings. 1 Konings hoofstuk 10 en 1 Konings hoofstuk 11. Hoe het dit toe nou uitgespeel, die waarskuwings wat die Here vir Samuel gegee het? 1 Konings 10 en 1 Konings 11 word daar nogal gepraat oor die koningskap van Salomo, wonder om ek nou nie, en dan die volgende. Hoofstuk 10 gaan nou daaroor dat die koningin van Skeba na Salomo toe gekom het, hom kom besoek het, en sy was in verwondering. Dit was vir haar so aangrypend dit wat sy gesien en gehoor het, dat vers 5 sê, sy was heeltemal sprakeloos. Sy was totaal oorbluf van dit wat sy gesien en wat sy beleef het. Maar dan praat 1 Konings 10 ook oor Salomo se vermorsing. Ek lees sommer daar by vers 10. Nee, ek jok by vers 14. Salomo se jaarlikse inkomste aan goud het sowat 23 ton beloop. Behalwe nog wat die reisigers en handelaars en al die konings van Arabië en die Israelitiese gouverneurs ingebring het. Koning Salomo het 200 groot skilde van goud gemaak. Hy het vir elke skild byna 7 kilogram goud gebruik. Hy het ook nog 300 klein skilde van goud gemaak. Hier het hy so wat 2 kilogram vir elke skild gebruik. Die koning het hulle opgestel in die Libanonbos gebou. Verder het die koning 'n groot ivoortroon gemaak en dit met suiwer goud oorgetrek. Die troon het 6 trappe gehad en die kopstuk agter was rond. Weerskante van die sitplek was daar armleunings met 'n leeu langs elkeen. 12 leeu's het op die 6 trappe gestaan, 6 aan elke kant. Daar is in geen ander koninkryk so iets gemaak nie. Al koning Salomo se drinkgerei was van goud. Alles wat in die Libanonbos gebou gebruik is, was van fyn goud. Silwer was in Salomo se dae so volop, dat dit nie as iets besonders beskou is nie. Die koning het 'n vloot gehad, wat saam met die van Hiram na Tarsus toe gevaar het. Om die 3 jaar het die Tarsus vloot teruggekom, vol goud en silwer, ivoor, ape en bobbejane. En dan in hoofstuk 11 gaan dit dan nou oor Salomo se vroue. Nou luister nou hierso. Koning Salomo was lief vir baie uitlandse vrouens.
Behalwe die dogter van die Farao het hy ook vrouens uit die Moabiete, Ammoniete, Edomiete, Sidoniërs en Hittiete gehad. Dit was die nasies waarvan die Here vir die Israeliete gesê het, julle mag nie met hulle omgaan nie, en julle mag nie toelaat dat hulle met julle omgaan nie, want hulle sal julle net verlei om hulle gode te aanbid. Hulle sal julle verlei om julle gode te aanbid. Salomo het egter juis op hierdie vrouens verlief geraak. Hy het 700 vrouens uit vorstelike families gehad, en ook nog 300 byvroue. Kan jy nou dink? Dit was sy vrouens wat hom verlei het. Veral in sy ouderdom het Salomo se vrouens hom verlei om ander gode te dien. Toe het hy by die Here sy God nie meer met soveel toewyding gedien soos sy pa nie. En dan sê vers 9, die toorn van die Here het teen Salomo ontvlam, omdat hy nie meer die Here, die God van Israel, gedien het nie. So lyk 'n ontspoorde samelewing. So lyk 'n samelewing waar die keuses gemaak word op grond van eie geregtigheid, selfgerigtheid, jaloesie, selfsug. Ons kan dit opnoem. 'n samelewing wat totaal in stryd is met wat God bedoel het. 'n samelewing waarin die armes en die weduwees en die wese nie getel word nie. 'n samelewing waar dit gaan om ek en myself in klaar. 'n samelewing wat so ver weg is van God se bedoeling en van God se liefde en van God se genade vir 'n samelewing soos kan kom. Ons het in Deuteronomium gesien, die Deuteronomium tekste, God gee lewe en hy wil hê dat ons sal leef en laat leef. Dat sy volk geen ongeregtigheid, geen onreg sou doen nie. Dat sy volk sou kies vir 'n manna leefstyl, wat beteken 'n leefstyl van vertroue op God, 'n leefstyl van ons tel net genoeg manna op vir vandag, want God sal môre sorg. Daar is 'n Genesis teks wat sê, vir 40 jaar het God elke dag, elke oggend manna voorsien. 'n leefstyl van vertroue op God. Ek kan dit maar waag om vandag weg te gee. Ek kan maar waag om vandag om te sien na die weduwees en die wese. Ek kan maar waag om vandag na die armes om te sien, want God sal môre sorg. Mense eerste reaksie, liewe gemeente en myne ook, is om te sê, hierdie manna leefstyl, om dit te bereik, dit lê buitekant my. Ek kan dit nie doen nie, ek kan nie iets aan verander nie. Die verandering moet kom buitekant my, dit moet kom in die strukture. Dit ander mense moet verander. Dan sal die land verander. Dan sal daar weer lewe en reg en geregtigheid en so aankom. Die eredienswerkgroep het woensdagmiddag, toe ons nou saam sit met hierdie teks, toe sê die eredienswerkgroep, dis 'n Ou Testamentiese teks, maar dit gaan hier oor ons verhouding met die lewende, opgestaane Here Jesus Christus. Vir ons as Nuwe Testamentiese gemeente, om raak te sien en om te weet, dis waaroor dit gaan. Dat die Gees van God ons raak, en dat die Gees van God ons wil help, en dat die Gees van God ons wil verander, om anders te dink, om anders te ontdek, om anders te begin lewe, dan sal ons samelewing verander. Nie soos ons wil nie, nie soos ons dink nie, maar soos God besig is en in sy groter beplanning dan ook doen. Die vraag is nou, liewe gemeente, is ons bereid, is ons reg daarvoor om die aanloklike konings wat rondom ons is, baie van hulle, van wie ons dink dat ons heil, seën, voorspoed kan verwag,
of ons bereid is om dit op te sê, een kant toe te skuif en te kies vir Jesus Christus, ons Here alleen. Om hom alleen op sy woord te neem. Om te weet, te hoop, te glo, te verwag dat hy ons nie sal teleurstel nie. Dat ons inkoop in die groter werk, liefde, genade van 'n God, wat op 'n ander manier na sy wêreld en na sy mense kyk. 'n Keuse vir Jesus Christus, ons opgestane Here, wat ons koning geword het, heeltemal die teenoorgestelde as byvoorbeeld Salomo. 'n Koning wat op die ou einde hoegenaamd nie vir hom gesteer het, of hom laat verlei het aan die duisende koningkies wat rondom ons opstaan, maar sy lewe gegee het om by sy verbond en sy beloftes vir ons te bly. Sy lewe gegee het om vir ons 'n nuwe lewe oop te maak. 'n manna leefstyl. Van weet, dit gaan nie alles oor my nie. Van weet, ek is maar net vir 'n tydperk hier op aarde. Ek is maar hier met 'n taak, met 'n fokus, met 'n verantwoordelikheid, met 'n getuienis. Nie myne nie. Maar die Here wat vir my lief het, en wat sy wêreld lief het, en met sy wêreld op pad is, en met sy mense op pad is na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek kan dit nie beter sê, liewe gemeente, as wat Paulus dit sê nie. Die dissipline om by die Here te bly, die dissipline van lees die Bybel, die dissipline van bid, die dissipline van oordink, die dissipline van vra, waar is ek? Wat doen ek? Hoe word spreek die woord van die Here, maar hoe leef ek dit uit? Wat is die erns wat ek daarmee neem? Paulus sê so in Galasiërs 5, hy sê, die wat aan Jesus Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, ek het in hakies hier geskryf, ons lewe deur die Gees van Christus. Laat die Gees ook ons gedrag bepaal, sluit Paulus. Teenoor hierdie gedurende versoeking, hierdie gedurende begeerte van uitspattige, selfgerigte, selfsugtige leefstyl, hierdie gedurende versoeking van ek is tog so belangrik, ek moet tog vooraan wees, ek moet tog raak gesien word. 'n leefstyl waartoe die Gees van die Here ons help. 'n manna leefstyl van raak sien, bewus wees, en dan die belangrike ding, om na die Here te luister. Here, ons lees hierdie Ou Testamentiese tekste, en dit is so, die versoeking is om dit by ons te laat verbygaan as interessante geskiedenis. Dankie dat u in hierdie reeks vir ons al hoe meer bewus maak. En al hoe meer as dit ware intrek en vir ons op die punte wys van dit waarmee u besig is en dit wat u eintlik bedoel het van die begin af. En Here, dat u vir ons ook uitwys hoe ver ons daarvandaan is en hoe ons sukkel om dit as ons eie leefstyl aan te neem. Daarom, Here, ons het vanoggend begin met Psalm 130, waar in 'n Ou Testamentiese bidder bid en as dit ware by u pleit, dat u hom sal uithaal uit die dieptes waar hy sit.
Here, ons is in ongelooflike dieptes. Miskien persoonlik, miskien as gesin of familie, as land. Ons is in ongelooflike dieptes. Daarom, Here, bely ons vanoggend ons sonde. En daarmee bely ons nou nie die een of twee misstappe, morele misstappe in ons oë nie. Ons bely vanoggend ons ontspoorde lewens by U. Ons bely vanoggend by U, Here, hoe maklik ons val vir die koninkies, die duisende koninkies wat gedurig op ons pad rondom ons opstaan. En wat as het ware vir ons die belofte wil uitsaai, ek sal vir julle heil, julle voorspoed, julle goeie lewe gee. Ons bely, Here, dat ons elke keer slag om slag daarvoor val. En dat ons elke keer slag om slag 'n week of 3 of 'n maand of 3 of 'n jaar of 5 of 10 later agterkom, ons het verskriklike foute gemaak. Here, en as ons dit vanoggend bely, dan bely ons bely nie ons swakheid nie, ons bely ons ongehoorsaamheid, want U woord en die evangelie van U woord en die evangelie van Jesus Christus is so oud soos die berge. Dis nie asof ons dit vanoggend vir die eerste keer hoor nie. So ons bely nie ons onvermoë nie, ons bely ons ongehoorsaamheid. Ons bely die feit dat ons laat verlei dag vir dag. En dan pleit ons by U, Here, om ons asseblief te vergewe. Dat U ons sal vryspreek, maar dat U ons ook sal vrymaak. Bedoelende dan, Here, dat ons ergens op die pad ons oë sal oopgaan vir dit waarmee ons besig is, en dat ons ergens op die pad 'n keuse sal maak, sal verstaan dat ons 'n keuse moet maak, anders gaan ons onder. 'n Keuse na U toe. Maar daarmee ook na dit wat U bedoel het, en dit waarmee U besig is, onder andere ook 'n manna leefstyl. 'n Leefstyl van leef en laat leef. En Here, as ons dit vra, en dit by U as dit ware vanmôre afpleit, dan wil ons ook van ons kant af half stamelend sê, half onseker sê, Here, ons weet ons het dit nodig, ons weet, ons kan nie anders nie, ons weet, ons heil lê nie op 'n ander plek nie, ons heil lê by U. Want U het ons verlos van al ons skuld en sonde. U is besig om van ons nuwe mense te maak, ten spyte daarvan dat ons daarteen skop. U is met ons op pad na U nuwe hemel en aarde. U wil en U is besig om deur U Gees, die Heilige Gees, binne in ons te woon, en U gee vir ons die wysheid en die insig wat ons nodig het, al skop ons daarteen. Ons sê daarvoor ook baie dankie. En ons vra dan, Here, seën ons asseblief en maak ons oë daarvoor oop dat U ons seën. Amen.